Daar was een keer 'n man gewees wat baie dringend by 'n vergadering in Johannesburg moes uitkom en daar in Sandton kry hy nie parkering nie en hy ry rond en hy kry nie parkering nie, hy gaan laat wees vir die vergadering van hom. En hy ry vir 20 minute rond en hy raak so senuweeagtig en hy soek en hy kry nie parkering nie. Naderhand sê hy, ek gaan nou maar begin bid en hy kyk op, hy sê, Here, ek sal elke Sondag kerk toe gaan, ek gaan my lewe omdraai, ek sal, jy weet, hy noem die goeie so op en naderhand sê hy net, Here, ek soek net 'n parkering, help my net asseblief, en toe hy so afkyk, toe trek haar kar reg voor die voordeur uit. En hy sê, toe maar Here, hierso is een, hierso is 'n parkering net hierso. Ek wil praat oor gebed. Nou, ek gaan probeer om dit kort te hou, want ek het nog 'n storie gehoor. Moet ek hom vir julle vertel? Okay. Dis van 'n pastoor wat gepreek het, maar hy het 'n baie lang preek, lang boodskap gebring, en dit was 'n bietjie boring vir die mense. En na die boodskap toe gaan staan hy by die voordeur, waar almal nou weer moet uitloop, en hy groet elke persoon, en niemand sê vir hom iets nie. En hier na die agterkant van die ry toe kom maar toe 'n ou oom, en hy sê vir die pastoor, vandag het jou boodskap my baie laat dink aan die vrede van Jesus, en ook het jou boodskap my laat dink aan die liefde van Jesus. En die pastoor dog toe, ja, dis nogal nice. Iemand sê ten minste iets oor my boodskap, en hy sê, oom, dis wonderlik, maar vertel gou vir my, wat bedoel jy daarmee? Toe sê hy, jou boodskap het my laat dink aan die vrede van Jesus, want dit het alle verstand te bowe gegaan. En die liefde van Jesus, want daar was geen einde aan dit gewees nie. So ek gaan probeer om nie daai boodskap te doen vanoggend vir julle nie. Ek wonder, van almal wat nou hier in hierdie vertrek sit, nê? Ek wonder hoeveel van ons se eerste reaksie wanneer die wiele afkom is gebed, en vir hoeveel van ons is dit ons laaste uitweg wanneer die wiele afkom om dan te bid. Ek gaan weer daai vraag vra. Vir hoeveel van ons in hierdie vertrek is dit jou eerste reaksie om te bid, of is om te bid jou laaste uitweg? Ons sê ons maklik vir mekaar, man, ons sal plan maak. Nie waar nie. 'n Boer maak 'n plan, ons sal plan maak. Jy bel iemand, want in hierdie omstandighede is daar altyd iemand wat jy ken, of jy ken iemand wat iemand ken, maar jy kan altyd iemand bel, nê? Ek weet, ek en Anton is ouens wat like van Google en YouTube, so ons Google het gehou. En ons sê vir mekaar, man, moenie bekommerd wees nie. Maar weet jy wat, na alles misluk, dan sê ons, nou moet ons bid. Maar dit is al wat oorbly. Want jy het mos nou klaar alles probeer. Nou kom jy en jou sê jy, nou gaan ons bid. Is daar nog sulke mense wat dit al gedoen het? Is daar sulke ouens, ek sien hier en daar 'n hand, en ek sien hier en daar 'n kop, maar klik, die res van julle is verskriklik heilig. Maar jy het al gehoor, as ouens gesels en hulle het nie meer planne nie, en dan sê hulle, kerels, nou moet ons bid. Want, maar weet jy wat, as gelowiges vir ek en jy, is dit nie veronderstel om ons laaste uitweg te wees nie. Stem jy saam? Dis nie eintlik veronderstel om ons laaste uitweg te wees nie, dis veronderstel om ons eerste reaksie te wees, wanneer ons in moeilikheid is. En ons leer dit by Jesus. As ons kyk na die liefde van Jesus, gebed was nie vir Jesus 'n noodplan nie. Lees jy iewers waar dit vir hom 'n noodplan was? Gebed. Dit was nie vir hom 'n noodplan nie, dit was 'n leefwyse vir hom gewees. Voor hy groot besluite gemaak het, wat het hy gedoen? Hy het eers gebid. Na 'n besige dag het hy onttrek om wat te gaan doen? Om te bid. Voor die kruis het hy gebid. Getsemane het hy vir ons gewys waar sy krag vandaan kom. En as die Seun van God gebed nodig het, LCF, die Seun van God gebed nodig het, wie is ek en jy om nie gebed nodig te hê, soos wat Jesus het gedoen het nie? Ek en jy behoort 'n leefstyl van gebed te hê. Nou, ek en jy lewe in 'n wêreld wat nog vinniger is as wat dit nog ooit was. Stem jy saam? Dinge gebeur verskriklik vinnig huidiglik. Ons word oorlaai met verantwoordelikhede. Sodra jou gesin groei, sodra jy 'n promotion kry by die werk,
Ons verantwoordelikhede raak net meer en ons voel oorlaai. Ons gedagtes hardloop aanhoudend. Is daar nog sulke mense? Ja, daar's ons 'n hele paar van ons gedagtes kan net nie afsit nie. Jou gedagtes hardloop aanhoudend. Maar weet jy wat? Daar is 'n toevlug, gebed. Gebed is soos 'n toevlugsoord waar ons kan ingaan. Ons hoef nie te wag dat die wiele eers heeltemal afval nie. In gebed is 'n plek waar ons perspektief kry. Die manier hoe ons kyk na ons omstandighede verander wanneer ons eers daaroor bid. Gebed is die plek waar ons krag ontvang. Amen. In gebed is waar ons weer met ons hemelse Vader verbind. Want ons raak maklik disconnected van hom af. En gebed is 'n manier hoe ons weer met hom kan verbind. Ek het 'n newsflash. Dis 'n newsflash. Newsflash. Die krag wat Jesus gehad het, die transformerende krag wat daar was in gebed vir Jesus, is nou in hierdie oomblik vir jou beskikbaar. Vir jou en vir jou en vir jou en vir jou en vir jou, vir my. As ons lees wat Jesus gedoen het nadat hy gebid het, dan het daar altyd ietsie amazings gebeur. Daai selfde transformerende krag is nou hier beskikbaar vir my en vir jou. Ons moet net kies om in dit in te tap en nie te besluit om te bid wanneer daar geen ander opsie meer is nie. Ons moet kies om te bid voor die tyd, aanhoudend. Stem jy saam met my? Jesus het baie tyd met sy Vader spandeer. En ek seker jy gaan met my saamstem dat hoe meer tyd ons met mekaar spandeer, hoe nader gaan ons aan mekaar kom, hoe beter gaan ons mekaar leer ken. Dis dieselfde met ons hemelse Vader. Hoe meer tyd ons in gebed spandeer, hoe meer gaan ons hom leer ken, hoe meer gaan ons sy begeertes leer ken, sy wil leer ken, sy hart leer ken. Hoe meer gaan ons begin word soos hy. Het jy al agtergekom op universiteit of selfs die tieners en maak nie eintlik saak jou ouderdom nie. Jy begin te praat soos mense. Daar's sekere maniertjies van praat. Sekere dinge wat mense sê. En dan as jy saam met daai mense in 'n kantoor werk, dan begin jy naderhand ook daai woordjies te sê en julle smeer af van mekaar. Stem jy saam? Julle weet waarvan praat ek, né? Dis dieselfde met wanneer ons tyd in gebed spandeer en tyd in die woord spandeer. Ons begin dink meer soos God. Ons begin bid volgens sy wil. Maar die sleutel is ons moet in sy teenwoordigheid inkom. En ek wil julle vra, blaai saam met my Jakobus 4 vers 8. Gaan julle so 'n bietjie kans gee. Jakobus 4 vers 8. Vriel praat altyd van 'n M&M vers. Dis M&M bestaan vir memoriseer en mediteer. En hierdie is 'n lekker M&M vers, want hy's super kort. So jy gaan hom maklik onthou. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Ken jy daai drop the mic moment? Jy sê wat jy wil sê en dan drop jy die mic. Want daar's niks meer nodig om te sê nie. Hierdie vers voel vir my soos een van hulle. Nader tot God en God sal tot jou nader. Boom. Laat daai bietjie insink. Nader tot God en God gaan tot jou nader. Boom. Enough said. Dis klaar maak. Alright. Nee, ek speel. Ek het nog so een of twee goed wat ek wil doen. Wil jy nader aan God voel? Soos ek. Voel jy tevrede met hoe naby jy nou aan God is? Ek is nie. En hoe nader ek aan hom kom, hoe nader het ek begeerte om nog nader aan hom te kom. Wil jy nader aan God kom? Hier is die vers is, nader jy eerste tot God en God sal tot jou nader. Die gelykenis van die verlore seun gee vir ons 'n goeie beeld van daai. Die dag toe hy besluit om terug te gaan na sy pa toe
toe kom hy mos in die pad afgestap en toe het hy sy pa genader, want hy het teruggekom. Maar die beeld wat ons daar lees, is van die pa wat toe opgestaan het en na hom toe gehardloop het. En dit is wat Jakobus 4 vers 8 hierso bedoel. Hy sê nader tot God, en daai beeld van 'n pa wat opstaan en na jou toe hardloop. Jy stap na hom toe, maar hy hardloop na jou toe. Dis nie net 'n mooi gedagte dat God tot ons sal nader nie, dis 'n belofte. Hy sê nie, miskien sal God dan tot jou nader as jy dit eers doen nie. Dit sê, nader tot God en God sal. Dis 'n belofte. Ek het al hierdie belofte in my eie lewe getoets. Wanneer ek doelbewus deurgedruk het in God se tot by God se teenwoordigheid en daar gebly het. Doelbewus, met commitment. Dis nie so maklik nie, maar as mense doelbewus doen, en jy kom in sy teenwoordigheid, en jy bly daarso, vir 'n lang ruk, gebeur daar iets, wat woorde nie kan verklaar nie. Jy kan maar probeer om dit te beskryf, maar woorde kan nie wat daar gebeur, wanneer jy in God se teenwoordigheid deurdruk, en jy bly daar. Selfs al is dit ongemaklik. En dis iets wat mens kan oefen, ek sê nou, dis nie so maklik nie, maar dit word makliker. En wanneer jy in daai teenwoordigheid van die Allerhoogste bly, dan gebeur daar iets binne in jou, wat jy nie met woorde kan verklaar nie. En God verander nie jou omstandighede onmiddellik noodwendig nie, maar wat hy doen, is hy verander jou. Ek sal nou weer by dit kom. Blaai asseblief saam met my na Filippense 4, vers 5 tot 7. Ons praat van 'n M&M versie. Memoriseer, mediteer, maar ek wil eintlik 'n triple M bysit, 'n MMM. Dis memoriseer, mediteer met musiek. Hoekom sê ek dit? Het julle al gehoor? Filippense 4 vers 4 sê bly jou in die Here. Filippense, het julle daai liedjie? Ken julle hom? Nou, hoe ken jy dan daai vers, as dit nie was vir daai melodie nie? Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die verbly jou. Nou hierdie Filippense 4 vers 5 is nou net die opvolg van Filippense 4 vers 4. Okay, so nou kan jy sê Filippense 4 vers 5 sê, en wat sê dit? Dit sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Daar's weer die mic drop moment. Die Here is naby. Julle moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. So, mens kan hierdie vers vat en 'n paar gedagtes, jy kan vir maande preek oor hierdie een vers. Want daar's soveel goud in hierdie een vers, maar ek gaan net so hier en daar, een of twee, miskien 'n bietjie meer as 2 woorde uitlig, en net vinnig stil staan by dit. Nou Paulus praat hierso, en hy begin met die mic drop moment, hy begin met, die Here is naby. Hoe anders sou ek en jy geleef het, as ons werklik bewus was van daai nabyheid van God, 24/7, in elke situasie. Hoe sou dit anders gelyk het by jou werk? As jy regtig bewus was, dat God nou hierso is, net hier is. Hoe sou dit anders gelyk het in jou gesprekke rondom die braaivleisvuur, by die rugby, op 'n Vrydag aand of 'n Saterdag aand? Hoe sou dit gelyk het as jy en jou vrou gesels en dit raak 'n bietjie, daar's 'n bietjie wrywing. En jy weet en jy's bewus dat Jesus is ook net, hy sit op die bank langs jou. Daai wete, daai besef dat Jesus reg langs jou is. Hoe sou dit anders? Hoe anders sou dit vir jou gewees het?
Sou jy anders gepraat het? Sou jy anders gedink het? Sou jy anders opgetree het? Hoe sou dit jou beïnvloed? As daai bewustheid van God is naby, die heeltyd daar was. Want baie van ons lewe asof God ver is, nê? Hy's baie keer naby, maar meeste van die tyd sy ver. Dit is hoe ons baie keer lewe. Want ons gaan net aan. En party van ons bid asof God ver is. Dan probeer ons sy aandag kry met allerlei goedjies wat ons bysit, om sy aandag te probeer kry. Want hy is ons nie naby nie, hy is ons ver. Maar die woord sê God is naby. En hy is nou naby en hy is later naby en hy gaan vir ewig gaan hy net hier langs jou wees, naby jou wees. En omdat hy naby is, weet jy wat is die lekkerste deel? Is jy hoef nie bekommerd te wees nie. So ek is nie hier om vanoggend vir jou te kom skuldig te laat voel. Vir jou sê, onthou God kyk vir jou want hy is heeltyd daar nie. Ek is hier om vanoggend vir jou te sê, God is naby. En hoekom sê ek vir jou God is naby? Want jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, ons stres. Ons stres oor goed. Maar weet jy, waar is God? Net hier. Hy was al daar waar jy nou is. Hy was al in die toekoms. Moenie bekommerd wees nie. Dis wat Paulus sê hierso. Gebed help ons om die lewe deur 'n hemelse lens te sien. Gebed help ons. Ja, Heilige Gees help ons, die woord help ons. Hierdie teksvers sê, gebed help ons. So as jy agterkom, jy moet na 'n situasie kyk op 'n ander manier. Gaan jy Google? Gaan jy iemand bel? Of gaan jy bid? En gebed verander nie altyd wat rondom ons gebeur nie, maar dit verander hoe ons daarna kyk. En soos ek vroeër genoem het, ek het al verskeie oomblikke in my lewe gehad waar ek deurgedruk het in gebed. En die rede hoekom ek daai onthou, hoekom ek daai oomblikke onthou, is nie omdat die situasie onmiddellik verander het nie. Die rede hoekom ek daai onthou, is omdat God se teenwoordigheid my kom vul het, met vrede wat ek nie kon verduidelik nie. Vrede wat nie sin maak nie. Die lekker ding van daai versie, Filippense 4 vers 5 en tot 7 sê, daar's 'n sleutel. Ek gaan dit gou-gou vir julle wys, daai sleutel. Dit sê, maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging bekend. So die sleutel vir hierdie vrede is danksegging. Paulus sê nie daar in daai vers, hy sê net kerels bid nie. Hy sê maak julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Nou dankbaarheid verander die manier waarop ons bid. Dankbaarheid herinner ons aan God se vorige getrouheid en terwyl ons hom vertrou vir toekomstige hulp. Ons fokus skuif van, Here, U moet asseblief hierdie doen. Verskuif dit na, Here, dankie dat U nog altyd getrou was. Kan jy die verskil sien? En wanneer ons onthou wat God reeds gedoen het, groei ons geloof vir dit wat hy nog gaan doen. So die manier waarop ons bid, kom met danksegging eerste. En dan gee God daai vrede vir ons wat logies nie verklaar kan word nie. Daai wat nie sin maak vir jou kop nie. Paulus sê die vrede van God wat alle begrip oortref. Dit maak nie sin nie. Die Afrikaans vertaal dit wat alle verstand te bowe gaan. So met ander woorde, die vrede wat jy in jou hart beleef, maak nie altyd vir jou kop sin nie. So daar's vrede in jou hart, maar in jou kop maak dit nie sin nie. Jy kyk na jou omstandighede verander nie. Die rekening is nog steeds daar, wat nie betaal word nie. Die diagnose bly nog steeds dieselfde. Die probleem is nie opgelos nie. Maar wat ervaar jy in jou hart? Ek ervaar onverklaarbare vrede. Nie omdat alles nou ewe skielik reg is nie,
Maar omdat God naby is, hy is net hierso. Dis 'n bonatuurlike vrede daai. 'n Vrede wat nie afhanklik is van gunstige omstandighede nie. Maar wat daar gebeur in daai oomblik is God se teenwoordigheid is sterker as jou probleem. En ons praat nou van 'n deurdring. Ek druk deur. Al is dit ongemaklik, al is dit moeilik. Ek druk deur in God se teenwoordigheid in gebed met danksegging. I enter his gates with thanksgiving in my heart. Dis Psalm 100. I enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. And I will say, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice, for he has made me glad. Ons kom met die woord, ons kom in gebed, en ons kom met danksegging. En dan word God se teenwoordigheid sterker as my probleem. As ons daai vers verder vat en sê dit God se vrede bewaak ons harte. En is 'n interessante woordkeuse daai bewaak. Dis mos nou al baie keer vertaal in verskillende tale. En in Afrikaans het hulle die woord bewaak gekies. Maar as jy in die oorspronklike teks gaan kyk wat beteken daai woord bewaak, dan is die naaste Engelse woord garrison. So dis 'n militêre term. In Afrikaans is garrison garnisoen. Ek het nog nooit in my lewe gehoor van iemand wat die woord garnisoen gebruik nie, maar garrison is soos 'n weermag, 'n militêre term. Die Amplified gebruik garrison. Dit sê a garrison is a permanent military installation or fortified post, as well as the body of troops stationed there to defend it. The term can also be used as a verb meaning to assign or station soldiers in a specific location to occupy and protect it. Die woord bewaak beskryf soldate wat wag hou by die poorte van 'n stad. Met ander woorde, wat hierdie vers eintlik sê, is hy sê daai vrede sal, as ek net gou weer daai stukkie vers gou lees, dit sê en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte waak. Dit sê God se vrede staan wag, soos soldate. En wanneer angs probeer inkom, wie staan daar? God se vrede. Soos soldate voor 'n deur. Wanneer angs probeer inkom, wanneer vrees probeer oorneem, wanneer onsekerheid probeer beheer neem, wie staan daar en wag? God se vrede. God se vrede staan en wag soos 'n soldaat by die deur van jou hart. En nie omdat die probleme nou weggegaan het nie, maar die vrede in jou hart is die bewys van God se teenwoordigheid in jou lewe. Nou hoor ek jy sê, okay, maar wat as die omstandighede nie verander nie? Wat as alles net dieselfde bly? Want ons bid en ons vra mos nou. Ons vra vir God om ons situasie te verander. Here, asseblief. En soms doen hy. Maar wat van die kere wat daar nie onmiddellike verandering is nie? Wat van daai kere? Weet jy wat gebeur dan? Dan ontdek ons iets dieper. Ons ontdek hoe God ons verander. Ons ontdek hoe deur gebed God ons perspektief verander. Ons ontdek hoe God die lense waardeur ons kyk na die situasie verander. En ons ontdek iets dieper van onsself en oor God. En gebed is nie net God se manier om ons omstandighede te verander nie. Gebed is 'n manier vir God om ons te verander, nê. En wanneer ek verander, begin ek my omstandighede anders beleef. Ek het nodig om my omstandighede baie keer anders te beleef.
Want ek kyk na my omstandighede baie keer en dan beleef ek dit op 'n baie negatiewe manier. Ek het nodig om my omstandighede anders te beleef. En daarom is gebed vir my 'n hulplyn, dis vir my 'n toevlugsoord. En dit behoort vir elke gelowige so te wees. En wanneer ek verander, begin ek my omstandighede anders te beleef en ek leef nie meer uit vrees nie, en ek leef vanuit vrede. Ek wil jou vanoggend bemoedig met 'n teksvers, 1 Tessalonisense 5. Sal julle saam met my soontoe blaai asseblief? Ek wil jou bemoedig met 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Dit sê, is julle daar? Dat ek nog 'n bietjie kans gee. Dit sê, wees altyd bly. Daai lens waardeur jy kyk. Wees altyd bly. Kyk deur daai lens. Dit sê verder, bid gedurig. Nie net nou en dan nie. Nie net wanneer die wiele afkom nie. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Die sleutel. Want dit is die wil van God vir julle in Christus Jesus. En dis vir my so nice as mens dieselfde boodskap hoor in soveel verskillende teksverse, nê. Daar's soveel links. Ons lees van dit in Tessalonisense, ons lees van dit in Jakobus, ons lees van dit in Filippense, en oralste is daar 'n link wat sê, wees bly. Dit sê, bid gedurig. Dit sê, wees dankbaar. So ek wil julle aanmoedig met daai teksvers, en ek wil vir jou sê, moenie mislei word nie, want Sondag is nie die enigste dag wanneer ons behoort te bid nie. Dis 'n leefstyl, dis 'n voortdurende gesprek met jou hemelse Vader. Dis nie net wanneer dinge verkeerd loop, wanneer ons moet bid nie, maar ook wanneer dinge goed gaan. En ek is vanoggend hier om jou te verseker. En ek wil jou in die oë kyk, en ek wil hê jy moet hoor wat ek nou gaan sê. Hierdie is 'n garantie. Daar's krag in jou gebed. In jou gebed. Ja, daar's krag in jou gebed as jy vir iemand anders bid. Maar daar's ook krag in jou gebed wanneer jy net met God praat. In jou gebed. Daar's krag daarin. Ek hoop jy glo dit. Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n regverdige is kragtig en doeltreffend. Wie kort kragtige gebed? Wie wens jou gebed is meer kragtig as wat dit nou is? Ek wens my gebed. Ek weet daar's krag in my gebed, maar ek soek dit meer kragtig. Stem jy saam? Is jy tevrede met hoe kragtig jou gebed nou is? Nee, ek ook nie. Ek soek dit meer kragtig. Ek soek my gebed meer doeltreffend. Ek moet meer tyd in gebed spandeer. En gebed is nie 'n godsdienstige gewoonte nie. Jy weet, baie keer, ja nee, ons bid. Wat doen julle daar by die kerk? Nee, ons bid. Wat doen julle? Nee, ons bid. Jy weet, dit is 'n gewoonte wat baie mense. Dis nie veronderstel om 'n gewoonte te wees nie. Dis nie godsdienstige gewoonte nie. Hierdie is 'n verhouding wat ons met God het. Dis 'n ontmoeting met die lewende God. En weet jy wat? Wanneer ons bid, werk God. Waymaker se lyrics sê, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Ons moet net bid. Aanhoudend bid. En soms verander hy ons situasie, en soms verander hy ons. Maar hy laat ons nooit dieselfde wegstap nie. En die vraag waarmee ek begin het is, die vraag waarmee ek wil eindig, is gebed my eerste reaksie, of is gebed my laaste uitweg? En dis die vraag wat ek by jou wil los vandag. Mag ons as gelowiges, deur die krag van die Heilige Gees, mense wees wat nie eers bid wanneer dinge verkeerd loop nie. Mag ons as gelowiges mense wees wat voortdurend gemeenskap het met God.
Want wanneer ons naby kom aan God, dan kom hy nader aan ons. En wanneer hy naby is, dan word ons bekommernis verruil vir vrede. En word ons vrees verruil vir vertroue en ons swakheid verruil vir krag. As jy niks onthou van vandag nie, onthou, die Here is naby. So moenie bekommerd wees nie. Jy moet bid, jy moet vertrou met dankbaarheid. En laat God se vrede dan waghou oor jou gedagtes. Jy sal my nie glo nie, vanaand is daar gebedsaand hierso. Vanaand 6:00, net hier op hierdie plek, waar ons nou is, het ons 'n gebedsaand. En as jy voel dat die Here jy kan God nog bietjie nader beleef as wat jy al klaar doen. As jy 'n begeerte het, met ander woorde, om 'n bietjie nader nog aan God te voel, om hom as naby te beleef, nader te beleef as wat jy hom al reeds doen. Kom vanaand hiernatoe. Kom bid saam met klomp ander gelowiges. Danksegging is die sleutel. En as jy voel dat, ek bedoel, danksegging is die sleutel, bedoel ek, daag vanaand op met dankbaarheid in jou hart. Tonight, enter his gates with thanksgiving in your heart. Wat ek bedoel is, kom vanaand hiernatoe en kom soek sy vrede, kom soek sy teenwoordigheid, maar met die sleutel van dankbaarheid. So ja, ons almal het 'n lysie van goed wat verkeerd is in ons lewe en in die wêreld wat ons voor hom wil bring. En Filippense 4:5 sê, bring daai goed na my toe. Daar's niks daarmee fout nie, maar ons mis die danksegging nie. Bring dit na my toe met danksegging, met dankbaarheid. So kom vanaand met dankbaarheid. Kom vanaand met alles wat goed is. Everything that is right with the world. Kom vanaand met everything that is right in your life. Alles waarvoor jy dankbaar is, kom met dit, want daai sleutel gaan vir jou toegang gee tot daai vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Dit gaan vir jou help om deur 'n ander lens te kyk. God gee vir ons dan vrede, wat logies nie verklaar kan word. En as dit is wat jy begeer, daag op. God sal ons poorte van ons hart bewaak met sy vrede. As jy vrede nodig het, vrede wat alle verstand te bowe gaan, kom join ons vanaand by gebedsaand. Kan ek vir ons bid? Ja. Ons maak ons oë toe. Here, ons is nie tevrede met hoe naby ons U ervaar nou nie. Ons het 'n begeerte om nader aan U te wees. Ek dank U vir die woord van Jakobus 4:8 wat sê, nader tot God en God sal tot jou nader. Heilige Gees, ek bid vir die dapperheid, vir die deursettingsvermoë, vir die dissipline, om daagliks by U uit te kom en deur te druk in U teenwoordigheid, sonder om op te gee, 'n bietjie langer te sit, 'n bietjie langer te wag vir U stem. I want to be where You are. Heilige Gees, ons maak ons oop vir meer van U. Pour Your Spirit out, Jesus.
pour your Spirit out. We desire more of you, Holy Spirit. Here, maak ons geestelike ore skerp vir dit wat U vir ons wil sê. One moment in your presence changes everything. I just want to be where you are, Jesus. Heilige Gees, my gebed is, maak ons Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, elke dag van die week, maak ons bewus van U teenwoordigheid, soos wat ons nog nooit was nie. En help ons om U te sien. Help ons om U te ervaar. Soos wat ons nader kom aan U, so hardloop U na ons toe. Dankie vir U liefde. Dankie vir die joy wat U vir ons gee, die vreugde. Dankie vir die blydskap wat daar is. Dankie vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Daai vrede is 'n bewys van God se teenwoordigheid. Ek dank U vir dit. Ek dank U, Heilige Gees, dat ons nie ons lewe hoef te leef vanuit bekommernis, vrees, maar dat ons dit kan lewe uit vreugde en uit vertroue uit. Al maak dit nie sin vir ons kop nie, dit wat in ons hart gebeur, kan nie verduidelik word nie. En ek dank U vir daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie dat U is wie U is, en dat U is wie U sê U is, my verlosser. Jesus, the lover of my soul. Vader, en ek bid nou oor hierdie gemeente, stort U salwing uit oor ons elkeen. We want more of You, Jesus. Soos dat ons harte oopmaak vir U olie. Kom salf ons, Vader. En ons vra nie net vir 'n druppeltjie nie. Ons vra dat U 'n hele kruik olie oor ons sal uitstort. As we draw near to You, You will draw near to us. Dankie, Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.